Okay, Wynand, kom ons groet ons kykers. Welkom terug by ons. Baie Ons welkom. hoop julle gaan hierdie lesing net so geniet soos die ander. En ek hoop julle het die ander geniet. Ja. En as julle dit geniet het, onthou om vir ons te subscribe. Dit gaan ons help met ons video's wat ons maak. As ek nou vir ons, voordat ons nou oorgaan na gebed toe, wat jy vir ons kan lei, dan wil ek net vir ons vra, kykers vra, hoeveel dink jy van ons kykers gaan vir my 'n antwoord kan gee as ek vir hulle vra, wie is die profeet van die 7de bassein? Ek is so handjie vol. Ja, wat die antwoord kan gee. Ek dink nie daar's so baie nie. Ek wil net gou noem, die 6de seël is wanneer Jesus fisies kom, maar die 7de bassein is wanneer die eindtyd gekom het. So elkeen die seëls gaan ons so deur die tydperke en die basseine gaan deur die tydperke. So en 'n bassein is altyd 'n aankondiging wat gemaak word, of hulle blaas 'n bassein om 'n oorlog aan te kondig, maar dit is altyd 'n belangrike aankondiging wat gemaak word. So wanneer belangrike aankondiging gemaak word, gaan die Here nie sommer vir my en jou of vir jou gebruik nie. Hy gaan 'n profeet gebruik. Dit is mense wat hy spesiaal uitverkies om hierdie sy boodskapper te wees. Ek sou nie omgee om een te wees nie, maar ek is nie een nie en dit is maar daar is eene. Dit is die doel van vandag om te kyk of ons daai een kan opspoor. Ja. Kom ons sluit dan so. Onse Vader in die hemel, baie dankie weer eens dat ons hier by mekaar kan wees. Ek vra dat U ons sal lei met hierdie boodskap, dat nie ons woorde sal wees wat gepraat word nie, maar U wat deur ons spreek, en wees asseblief saam met ons luisteraars en vul hulle met die Heilige Gees. Ek praat in Jesus naam. Amen. En wat mooi gaan wees van hierdie lesing, ons gaan nie hier duim suig nie. Maar ons gaan nie raai nie. Ons gaan alles baseer op feite en ons gaan die feite op die skerm gooi agter ons. Ja. So kom ons kyk, die punt wat ons nou hier gaan maak is, wanneer het God gewone profete geroep? Ja. Elke keer wanneer daar 'n groot gebeurtenis is. Kyk gou hierso vir ons. God het elke keer as daar iets belangriks gaan gebeur, dit vooraf deur sy profete verkondig. Deur die sonvloed met Noag gebruik het, uitlei uit Egipte was Moses, die eerste koms van Jesus, Johannes die Doper, dis 'n baie mooi voorbeeld. Ja, hy was die tweede Elia. Ja. En dan sê hy, as Jesus nou gaan kom, is dit 'n logiese afleiding dat daar weer ene moet wees. Ja, dis 'n logiese, daar is altyd eers soos daar's daai bassein wat blaas, die aankondiging verduidelik of wat gemaak word en dan gebeur dit. Ja. Nou ons gaan nou vir ons kykers die feite gee en die tekste gee wat dit gaan staaf. Ja. En ek dink dit gaan vir baie mense nuus wees. Ja. Dus moet daar 'n profeet kom soos Johannes die Doper om die pad van die koning van die ooste voor te berei. Daar's hy uitgekom en hy het die pad vir Jesus voorberei. Ja. Nou gaan Jesus weer kom en iemand gaan die pad vir hom moet voorberei. Hierdie keer Johannes die Doper was die tweede Elia. En die derde Elia gaan wees waar al God se kinders in die krag en in die gees van Elia die weg gaan voorberei. Maar kom ons kyk. En die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is, hou die gesig geheim, want dit sien op 'n verre toekoms. Ja, ver in die toekoms. Hierdie een is belangrik. Die aandes en die môres en hy verwys hierso nou na vers 14, waar vers 14 gesê het 2300 aandes en môres, dan gaan die heiligdom in sy regte staat herstel word. Nou as ons kyk na die ou bedeling waar die heiligdom nog op die aarde was, aan die einde van dit was onder by die 5de seël 'n fees gewees, die fees van Yom Kippur, waar daar in die allerheiligste ingegaan is en waar dan is daar versoening gedoen vir die volk en al daai sondes is op die tweede bok se kop gesit. Hy is die woestyn ingelei na Azazel toe. En dan is die
sonde als uit die heiligdom uitgevat en dit is die heiligdom wat nou in sy regte staat gestel. Nou kom ons na die hemelse heiligdom toe. Want elke keer as ek en jy bid en sê vergewe ons sonde, daai sonde is nog nie weg nie. Hy is nou in die hemelse heiligdom. Daar is ek vergewe en op die einde moet daai sonde weer uitgevat word na Asael toe. So hierdie wys vir ons wanneer is dit die eindtyd en dan moet daar sekere dinge gebeur in die eindtyd. So wat sê hierso vir ons? En hy het gesê gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Ja. Ek wil hê die kykers moet hierdie twee woorde onthou, verborge en verseël. Alles wat in die boekie Daniël is verborge en dit is verseël en dit kan wanneer eers verstaan word tot op die einde. Tot op die einde. Nou daai einde word vir ons die datum gegee, want hy sê vir ons dis 2300 aandes en môre en dan weet ons aandes en môre verwys eintlik na jare. Hier het ons dit 2300 aandes en môres profesie. 457 voor Christus. Dit was toe koning Artasasta die seël op die dekreet gesit het waar hy die Jode toestemming gegee het om terug te gaan en die tempel te herbou, maar hulle vyande het hulle so gemolesteer daar dat hulle toe weer toestemming by hom gekry het om eers 'n muur te bou, sodat hulle in veiligheid die tempel kan bou. Maar dit is waar hulle begin het om die tempel te bou. En dan is dit die 70 weke profesie. Nou so 70 weke is 490 dae wat dan eintlik jare is. Hier is die tekste wat dit vir ons gee, dat 'n dag verwys na 'n jaar. En daar is nie eintlik kerke wat met dit 'n probleem het nie, want almal sny hier so 'n week uit en dan sit hulle die week op die einde. Heel op die einde. Ons sny geen weke uit nie. Dit is die tydperk wat die Bybel vir ons gee, soos wat die Here dit gegee het. Nou hardloop ons 2300 jaar van hier af en dan kom hy op 1844 uit. 1844 het Jesus die hemelse heiligdom betree en dit is waar hy die skape van die bokke skei. Want as Jesus nou terugkom, dan kom hy sy skape haal, want sy skape gaan saam met hom in die raad sit waar hy die bokke gaan oordeel. So hierdie is eintlik vir my baie mooi en baie duidelik en baie eenvoudig om te verstaan. Ek hoop al ons kykers dan sê Daniël 8 vers 17 sê en hier begin die eindtyd. As hy praat van die einde, dan praat hy van 1844. Dit is waar Jesus ingegaan het, die skeiding begin het en van waar hy die volgende stap is nou waar hy kom. En hierdie is waar die 7de bassein geblaas word. Nou kom ons by die boodskap van Openbaring 10. Openbaring 10 is waar hy nou verduidelik Daniël was verseël en nou gee hy vir ons die hele beskrywing van waar daai seël daai verborgenheid, soos 'n sekere ou sê verborgenheid, maar dis verborgenheid gebreek word. En nou geopenbaar word. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die bassein sal blaas, dan sal die verborgenheid, die verseël, die geheim, dit wat verseël en wat geheim was, van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegt, die profete. Daar sê. So 'n profeet het daai visioene gekry van Daniël en God het vir die profeet gesê, verseël dit en hou dit geheim. Ek neem aan Daniël moes dan verstaan het wat dit beteken het, maar hy moes dit geheim gehou het. En om daai verseëling te breek, hoe gaan God dit doen? Hy gaan dit nie met my en jou doen nie. Hy gaan 'n profeet deurstuur. Hier sê hy dit. Wanneer daai verborgenheid beëindig word, wanneer dit volbring is, dan gaan hy dit daai tyding verkondig en ons kyk dan uitkyk vir 'n profeet. Want dis deur 'n profeet verseël, dit gaan deur 'n profeet ontseël word. En ek dink hierdie teks is vir my pragtig, want duidelik. Ja, ek meen hy gee die hele ding so duidelik. Kyk hoe mooi is hierdie. Ja, dis 'n mooi prentjie. The seventh trumpet, Nou, vers 8. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het weer tot my gespreek en gesê, gaan neem die
geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die land staan. Ja, daar is die engel. Ek dink nie die prentjie is heeltemal korrek nie, maar hy's baie naby. So hier vat hy die boekie en hy gaan nou, kom ons kyk wat gaan hy met daai boekie maak. Ja. Vers 9. En ek het na die engel gegaan en aan hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op en dit sal jou maag bitter maak, maar jou mond sal dit soet wees, soos heuning. So in sy mond gaan dit so soet wees. Maar in die maag gaan dit bitter wees. Ja, nou daar het 'n groot gebeurtenis gekom. In 1844 het almal gedink die heiligdom wat in sy regte staat herstel moet word. Was die koms dit was van die koms, Jesus. En ek dink dit was 'n redelike logiese afleiding, maar dit was 'n verkeerde afleiding. Ek kan nie daai mense kwaadlik neem dat hulle dit gedink het. Ja, want hulle het nog nie die heiligdom in diepte studeer nie. So Daar was 'n verskriklike bitterende teleurstelling gewees toe Jesus nie kom nie. Maar ek wil net vir ons kykers sê, voor 1844 toe die en hierdie moet julle kyk by die video oor die feeste. Hier brei ons 'n bietjie meer uit op dit. Daar was eers die trompetfees gewees. Met ander woorde, voor 1844 het mense oor die hele wêreld uitgegaan. In Suid-Amerika was dit 'n Jesuit, in Engeland, Bengal, nee, hy was die skrywer gewees en hy het geskryf dat in Europa was daar 7 predikante van verskillende kerke wat voluit uitgegaan het om hierdie boodskap uit te verkondig. In Afrika was dit Dr. Joseph Wolf. Is dit Joseph Wolf? Ja. Ja, en hy het hom sleg deurgegaan. Hy het omtrent die hele Afrika deurgegaan. Hy het ontberings gehad wat jy nie kan glo nie. So oor die hele wêreld. Hy het in Arabiese lande gekom waar die Arabiere vir hom sê ons het dit klaar ontdek. Dat Jesus gaan kom. So dit was so soet in die mond. Die mense het almal dit is een almal het daai missie gehad om die wêreld te waarsku Jesus gaan kom. En toe kom hy nie. En toe is dit 'n bitter, daai boekie bitter geword teen bitter geword, maar sy siel was gebreek nie. Dit was nog verborgenheid. So hulle het deur mekaar geraak met goed wat nog verborge was, wat nog nie geopenbaar is nie. En toe hier is dit, kom ons lees hom gou. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet dit op, en my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek dit geëet het, het dit my maag bitter geword. Dit was 'n verskriklike groot teleurstelling. Ek kan myself net indink. Baie mense van daai tyd het die godsdienst net oorboord gegooi en gesê, wel, dan kan ons nie die Bybel meer aanvaar nie, maar daar was 'n groepie wat gesê het, iewerster hier was daar dalk net iets verkeerd vertolk gewees, kom ons hou aan, en hulle het dit weer begin studeer, en hulle het gesê, kom ons gaan kyk presies hoe die aardse heiligdomstelsel gewerk het, dan gaan ons verstaan wat in die hemelse heiligdom gebeur. En dit was nou in Oktober 1844, en toe in Desember 1844, toe roep die Here sy profeet. Maar voordat ons dit nou verder uitbrei, kom ons lees gou-gou. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. OK, nou hier is 'n groot identifisering. Hierdie profeet wat kom, se werk moet gaan na baie volke. Nou as hy sê baie volke, dan is dit al hierdie Arabiese lande, en daar is sekere lande waar jy nie vrylik hierdie goed kan versprei nie. Dit moet in die geheim gebeur. Maar al die lande waar daar godsdienstvryheid is hierdie vroutjie, Ellen White, is al haar goed versprei. Al die nasies het haar goed gekry, alle tale, alle konings. Almal weet van haar oor die hele wêreld. Sy was die stem wat roep in die woestyn, die derde ene. En haar stem het oor die hele wêreld gegaan. Almal weet van haar. En sy's gehaat. Sy's gehaat deur haar eie mense. Tot vandag toe. Dit is net ongelooflik hoe mense haar haat. Dan kry jy hierdie valse profete. En almal lief vir hulle. Yes, en almal is lief vir hulle, en hulle verkondig die grootste klomp twak. So ver van die Bybel dat jy dit nie kan glo nie.
Waar? Nou voor ons hierdie nou verder lees, ek het nou 3 vrae hierso. Wat ek vir die mense wil vra. En die eerste een is, waar anders was daar so 'n teleurstelling in die wêreld, 'n geestelike teleurstelling? Kan jy aan enige een oor die hele wêreld dink? Nee, daar is nie so een. Daar was nie so, nog nooit. Daai was die enigste wêreldwye geestelike teleurstelling gewees, wat soet was in die mond en bitter in die maag. Watter jaar het die boekie bitter geword? Presies volgens die 2300 aandes en môres. Presies volgens die profesie uit 100% akkuraat is. Absoluut. En dan die laaste ene wil ek vir ons kykers vra, as Ellen White nie daai profeet is nie, los in die comments vir ons wie anders, watter ander profeet, wêreldprofeet voldoen aan hierdie vereistes. Nie net het sy aan die toetse voldoen nie, maar sy is die enigste profeet in die wêreld wat voldoen aan die profetiese voorspellings. En 'n ander ding is wat julle kan self, want ek kan glo dat baie van die kykers en luisteraars al baie gehoor het van haar, maar nog nooit regtig gaan kyk het wat sy skryf nie. Maar dan sal daai selfde mense wat haar afskiet, die apokriewe boeke gaan lees. En dan sal hulle daai tipe goeters eerder, kyk wat, maar sommer gewilliglik gaan lees, maar hulle wil nie so gewilliglik Ellen White gaan lees nie. En dan moet jy die vraag vra, hoekom nie? Wat is daar wat jou keer om dit te doen? En want ek kan julle waarborg wanneer julle dit begin lees, jy gaan nie meer van Ellen G. White like nie. Jy gaan nie van haar begin hou nie. Jy gaan van liewe Jesus begin hou. Jy gaan meer van liewe Jesus wil lees. As jy lees wat sy skryf van die Bybel, dan gaan jy sê, waar's my Bybel? Ek wil dit sien. Dit is, sy maak die Bybel vir jou oop. Dit is so pragtig hoe sy skryf. En sy sê self, jy kan nie net haar lees, jy moet die Bybel lees. En sy vat jou altyd terug na liewe Jesus toe. En na sy woord toe. En na sy woord toe. Dis al, en wat sy ander profete doen het? Daar is nie ander profeet nie. Al die ander profete, dit gaan oor geld. Saai die saad. Hulle sê, saai die saad. My jet se paemente moet betaal word. My paleis het uitgawes. Al my leiwagte het uitgawes. So, dit is, daar is net daai een profeet, en soos ek gesê het, as jy enige gedagte het van 'n ander profeet, noem vir my daai profeet. En ons onderneem om in te gaan op baie ander profeet en ondersoek in te stel, want ek aanvaar geen profeet sonder dat ek hulle toets nie. En ons sal hulle graag wil gaan toets, en ons sal antwoord op die komment gee. So deel dit met ons. En nou, wat was die tema van haar boodskappe? Nou, ons gaan dit nie gee nie. Ek en jy gaan dit nie gee nie. Ons gaan dit lees in die Bybel. Wat is die tema van haar boodskappe? Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die derde ene, né? Ja, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Nou, wanneer is dit? Daai groot en verskriklike dag. Dit is wanneer hy op die wolke gaan kom. Met 'n reënboog om hom, die haalstene gaan val, die aarde gaan skud, die maan gaan soos bloed word, die son gaan verduister word. Wanneer is daai groot en verskriklike dag? Hy's nou om die draai. So, en hy sê, hy stuur die profeet Elia voordat net voor hierdie, so ons is op die einde. En weet jy, omtrent al die gelowe verwag dat iets nou moet gebeur, dat ons op die einde is. So voor hierdie groot en verskriklike dag gaan plaasvind, dan kom daar weer Elia, maar daai Elia gaan nie die boodskap nou oor die wêreld vat nie. God se bruid gaan die boodskap van haar boodskap vat en hierdie boodskap oor die wêreld versprei in die gees en in die krag van Elia. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die wanvloek tref nie. Ja, so
wanneer gaan hy kom? Hy gaan kom met daai groot en verskriklike dag. En dan wil hy nie die ons ou aardietjie met die brandvloed tref nie. Want daar die Elia moet vir hom die wegwys. Die voorbereiding maak sodat wanneer hy kom dat daar 'n groepie op hierdie aarde sal wees wat hom gaan verwelkom, wat gaan uitroep, dis ons God op wie se verlossing ons al so lank wag. Nee, jy ken daai teks, dit is Jesaja, ek gaan nie nou die ek het 'n idee, maar ek gaan nie net nou sê ons verkeerd, ek het ook 'n idee. Ja. So en ek wil nie onder daai wat Openbaring 6 gaan praat wat na die berge en die rotse toe gaan hardloop en sê val op ons bedek ons voor die aangesig van hom wat op die troon sit nie. So en ek dink ons het daai ons is nou daar. Ons is daar. As ons ag gee op God se profetiese leiding sal ons voorbereid wees in die volle waarheid. Ja. Dit is Johannes 14:26, 15:26. Ek dink is 16 vers 13 oral waar hy sê die Heilige Gees wanneer die Trooster wanneer hy kom sal hy ons in die volle waarheid lei. So en ons het in ons vorige video het ons gesien daar's valse geeste wat die valse profete lei, daar's die ware gees wat God se profete lei en wanneer ons deur God se gees en sy profete gelei word ons in die volle waarheid gelei. Nie 'n gedeelte van die waarheid. Die hele waarheid, ja. En niks kom as 'n verrassing vir ons nie. En ek wil vir dit is nie net kennis wat ons kry as ons die waarheid aanneem nie, maar ons het ook 'n vrede wat hierdie wêreld nie ken nie. Ja. En die wêreld kan dit ook nie eens verstaan nie. Dit is regtig as jy hierdie waarhede van die Bybel ten volle verstaan en ken. Jy slaap rustig. Baie rustig. En jy wil net en eers jy politiek ontstel jou nie. En jy wil dit net deel. Ja, jy wil dit uitdra. Ja, jy loop oor. Johannes 7 wat sê ek sal vir julle die waters gee en wanneer ek julle wanneer julle daai waters drink sal julle oorloop. Jy kan dit nie inhou nie. Nee, jy kan nie. Ons Afrikaanse gesegde wat die hart van vol is loop die mond van oor. Jy kan net nie as jy hierdie waarhede regte gees het en jy hou in, dan het jy nie die regte gees nie. Want Johannes 7 sê jy sal oorloop wanneer jy God se water drink. En ek dink daarmee kan ons afsluit. Kyk net voor ons afsluit nou mooi is hierdie prentjie. God se verskriklike dag. Hierdie moes eintlik bloedrooi gewees het want al die waters gaan bloed word. Die aarde gaan gelyk geskit word. Dit is die 7 laaste plaag. Die slag van Armageddon het nou net hier plaasgevind. En hier kom Jesus en hy kom al sy kinders wat almal uit hierdie groot verdrukking uitkom en hulle roep uit, dit is ons God op wie ons wag. Kom ons buig ons hoofde. Ons Hemelvader, ons Elohim, baie dankie vir hierdie groot waarhede wat U met ons deel. En ons wil dit so graag met die wêreld deel. En ons wil vra dat U Heilige Gees hierdie boodskap sal vergesel en die kykers se harte sal aanraak. Dat hulle almal saam met ons sal uitsien na daai groot dag wanneer U gaan kom op die wolke. Ons bid dit nie omdat ons iets verdien nie, enkel uit genade en in die wonderbare naam van ons Here Koning Jesus bid ons dit. Amen. Amen. En daarmee groet ons tot ons volgende video. Tot volgende keer.